Okay, almal baie welkom by Kuier in die Woord, Jesaja 5 vers 17 is dit waar ons moet begin. Ek dink ons lees maar weer gou van vers 16 af. Pastoor Mentjie. 16. Maar hoog sal die Here van die leerskare wees deur die strafgerig, en die heilige God sal hom as die heilige laat ken deur geregtigheid. Nou, as ons dink aan wat Jesus gesê het in Matteus 23 en 24, wat hy die verwoesting van die tempel aangekondig het, wat ook natuurlik dui op die einde van daai bedeling, die ou bedeling, die priesterbediening. Het hy ook aan sy disippels gesê, hy gaan verskyn in die lig. So saam met die oordeel in 70 na Christus, Jesus sê, hierdie geslag sal nie verbygaan voordat alles gebeur het nie, geslag is 40 jaar, Jesus het hierdie gesê in 30 na Christus, so 40 jaar plus 30 is 70, so 70 na Christus het dit letterlik gebeur, nes Jesus voorspel het. Wow, dis fantasties. En nou staan hier, maar hoog sal die Here van die leerskare wees, deur die strafgerig. So ons jy daai kan onderstreep, strafgerig. Jy sien die volk wat aanhoudend wegdwaal van die Here af, agter afgode aan. En onthou die Here ken die 10 gebooie, wie ken almal die 10 gebooie? Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die eerste voor hulle nie neerbuig nie. Dis reg. So hulle horeer agter ander nasies se afgode aan. Terwyl hulle die God van die heelal het, die skepper van hemel en aarde. Hoe dom kan 'n mens wees en nog steeds asemhaal? Nee. So Jesus strafgerig dan wat alheen in die Ou Testament al pos begin vat het deur die profetiese woord. En dan kom Jesus is eintlik as die groot profeet of die vervulling van profete en hy sê dit gaan nou gebeur in hierdie geslag van Jesus wat in hy was en sy disippels. Hy sê in Matteus 16 onder andere van julle wat hier staan sal dit sien gebeur. Sy verskyning wat nou as 'n oordeel is. Nou reg deur die Ou Testament wanneer die Vader geoordeel het, is daar 'n verskyning gewees in die lig. En dan gebruik hy die apokaliptiese taal van die sterre sal verdol word, die son sal verdol word, die maan sal sy lig nie gee nie. Wat alles dui waarna. Dit is simboliese taal van wat wys na leierskap, regeringe, koningskappe wat afgesit gaan word. So, ons is die Bybel nou verstaan en al hierdie simboliek en dan gaan ons reg deur die Bybel en dan is dit vir ons wonderlik om te weet dat Jesus is die verlosser en in Christus Jesus is ons vrygemaak nou. En in hom is daar nou 'n ewige nuwe verbond met die Vader. Die ou verbond het verbygegaan, die nuwe verbond is in plek van 2000 jaar gelede al af. Okay, kom ons lees verder. Daar sal lammes wy soos op hulle eie weivelde, en rondtrekkers sal die pynhope van die ryk mense laat afeet. So dis nou alles 'n uitvloeisel van die na van dit, ja. Die lammerswye neem ek aan is natuurlik meer die Here se mense, né? Die groot ding daar is, jy sal 'n land hê en jy sal gras hê en jou buurman se skape sal kom en dit kom afeet, né? Jy sal nie niks kan hê nie wat hierdie mense gedink het. Hulle gaan vir hulle self hou. Gaan nie so wees nie, want ek praat van die rondtrekkers, sal die pynhope van die ryk mense laat afeet. Ja. So die rondtrekkers is mense wat basies, ek kom en ek plak hierso en ek gebruik alles op en dan gaan ek weer aan, ek trek weer verder. Wie hulle wat die ongeregtigheid nader trek met koorde van goddeloosheid. Nou, ongeregtigheid, ons weet wat is geregtigheid, wie kan gou vir my sê? Ons leer dit baie vir julle oor en oor en oor. Right standing. Geregtigheid is om reg te wees Yes. met die Here. En as ons dit mooi kan verduidelik, geregtigheid word uitdrukking gegee in die 9 vrugte van die Gees van Galasiërs 5:22. En die vrugte van die Gees is liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid, geduld, sagmoedigheid, goedheid, getrouheid en selfbeheersing. Stem julle saam? So, wat is die teenoorgestelde van geregtigheid? Die teenoorgestelde van die vrugte van die Gees. Okay, so Pastoor Mentjie lag nou, so kan jy vir ons vertel waaroor jy lag? Daar loop 'n geitjie teen die muur.
Wie hulle wat ongeregtigheid nader trek met kode van goddeloosheid en die sonde soos met waatoue. Wat sê? Okay, goddeloosheid weer is weg van God af, weg van sy woord af. Wie sal met my saamstem as ons by die woord is en in die woord is en die woord heers in ons gedagtes, dan is ons in sy nabyheid. Stem julle saam? Wie stem saam dat die woord en die Here is een? Amen. Jesus is die woord. Okay. So hierdie mense basies spot met die Here en sê, laat die Here, laat hy gou kom met sy oordeel. Laat hy, jy weet, hulle daag hom uit met ander woorde. So hy sê, laat hy gou maak, laat hy sy werk verbaas, dat ons dit kan sien, en laat die raad van die heilige van Israel naby wees en kom, dat ons dit kan ken. So dis 'n spottende attitude. Ja, en ons sien ook dat die Fariseërs en die Sadduseërs, hulle sien Jesus optree, hulle hoor hom, die woord, die lewende woord, die lam van die Here sien hulle, maar hulle sien hom ook nie. Yes. En dan vra hulle ook vir Jesus, gee ons 'n teken. En dan sê Jesus, geen teken sal aan julle gegee word nie, behalwe die teken van Jona, en dis die grootste teken. Hy sê in 3 dae sal hy ook in die hart van die aarde wees. Praat van die 3 dae kruisoperasie. So, dit verstaan ons nou, vers 20. Vers 20, wie hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. Ek dink dadelik daaraan, daar's mense wat dink, maar dis reg om te steel. En daar's mense wat dink, maar daar is 'n tyd wat 'n mens, maar sommer net mense kan doodmaak. Dit bly sleg, nê? Nee. En om onheil in jou hart te beplant teen iemand anders, dit bly sleg. Maak nie saak of daai mense dit verdien of nie verdien. Dit bly sleg. Sien julle dit ook so? Ek weet nie hoe sien julle dit nie. Soos byvoorbeeld, hierdie indigenous people wat 9-jarige dogtertjies vat en dan moet sy trou met 'n ou wat 50 jaar oud is. En sy het nie 'n reg. En dan hulle sê, maar dis ons tradisie, dis goed. Wie jou wat slegte goed noem, want dit is nie goed nie. Amen. Stem julle? En laat die raad van die heilige, wie hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. Dis mense wat die woord van die Here so verdraai en sê, maar ek het die reg om kwaad te wees, ek het die reg om wraak te neem, ek het die reg om dit en dat te doen. Terwyl die woord van die Here sê, nee, dis nie reg nie. Wie hulle, en hierdie vers sê dit eintlik mooi, wie hulle wat in hulle eie oë wys is en na hulle eie oordeel verstandig is. Nou, almal van julle ken hierdie mense wat, jy kan hulle niks leer nie. Hulle weet alles. En hulle is verstand in hulle verstand, want dis hoe hulle dit sien, en jy kan hulle niks leer. Terwyl dit wat hulle doen, in die manier waarop hulle optree, is duisternis. Maar dit help jy sê dit vir hulle nie. Wie hulle wat vir 'n omkoopgeskenk die skuldige regverdig verklaar en die reg van die regverdige hom ontneem. Hier praat hulle van bribes. As jy 'n bribe vat, jy sê, ag, ek gaan nou aan die ander kant toe kyk, so jy gaan nou bietjie geld verduister, so gee vir my 'n gedeeltetjie van daai geld wat jy steel, en dan kyk ek aan die ander kant toe. Nee, wat reg is reg en wat verkeerd is verkeerd. Amen. Daarom, soos die 4 tongstoppels verteer en die droë gras. Ek dink jy het vers 22 gemis. 22. Ek het, ja. Wie hulle wat helde is om wyn te drink en ek dink hierso aan die manne dink mos. Wat is 'n man? 'n Man is 'n man wat 'n Carling Black Label blikkie kan vat en hom kan squash. Dis nie 'n man nie. 'n Man is iemand wat sy knie gebuig
voor die Hemelse Vader en sê, God is my verlosser. En hy alleen. Amen. Jy kry tog so die macho, wat is 'n man? 'n Man is iemand wat kan, hy kan 'n ander ou moet inhou, dat klap, met 'n vuis slaan, en ek is hierdie vreeslike macho persoon. Dis nie 'n man nie. Wie hulle wat helde is om wyn te drink en wakker manne om sterk drank te meng. Ja, okay. Wat vir 'n opkoop geskenk, die skuldige regverdig verklaar en die reg van die regverdige hom ontneem. Daarom, soos die 4 tong stoppels verteer en droë gras in die vlam in mekaar sak, so sal hulle wortel soos poeier word en hulle uitspreisel soos stof. Johannes sê in Matteus 3, toe die fariseërs ook kom om deur hom gedoop te word, toe sê hy, wat vlug julle vir die oordeel? Hy sê, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Wat se vrugte? Verwys weer na Galasiërs 5:22 vrugte. So, hy sê dan daar, hy sê die byl is al aan die wortel van die bome. Ja. En julle sal hierdie bedeling, die ou bedeling, die goddelose, die weg van God, die mense wat ander afgode aanhang, wat verlei word deur die nasies. Hulle was veronderstel om die nasies die lig te gee van die ware skepper en God, maar hulle laat toe dat die nasies hulle verlei. So, weer eens sien ons al hierdie oordeelstaal wat die Jesaja, die profeet gebruik, gaan ons kyk na Jesus, die ware profeet, die vervulling van profete, wat dit dan alles weer soort van net bevestig. En dat dit in sy tyd, in die geslag van die mense waarin hy opgetree het, gaan al hierdie dinge gebeur. So, hoekom dit oor en oor so belangrik is dat ons nou maar wegkom van hierdie simpel idee wat die moderne kerke nou deesdae het, is dat die groot oordeel en die verwoesting van planeet Aarde lê in die toekoms. En ons ken nou die Bybel. Kom ons lees die Bybel van die Ou Testament reg deur en ons verstaan van wat se verwoesting word daar gepraat. Dit praat van die verwoesting of die einde van die ou bedeling, waarvan die tempel wat met mense hande gebou is, die middelpunt was. En Jesus het toch gesê, Matteus 24, nie een klip op die ander gelaat wat nie verwoes sal word nie. En saam met dit, wat is ook verwoes? Wat is eintlik verwoes? Die leierskap, die beheer. Die son is verduister, die maan het nie meer lig gegee nie. Die sterre, dit is simboliese taal van die koningskap of regering van daai tyd is verby. Jesus het voorspel honderde jare vooruit en uiteindelik toe Jesus gekom het, want hy het in die laaste dae opgetree, Hebreërs hoofstuk 1, in die ou dae het God met hulle gepraat deur die profete en in die laaste dae praat hy deur sy seun. Ja. So as ons die Ou Testament nou lees, dan is ons blydskap van ons hart klaar gebeur. Ons sien hoe saam met die profeet vorentoe, ons sien die voorbeelde, ons sien die skadu's en die tipe, en nou kyk, weet ons die werklike is reeds in plek, en die werklike is in ons. Ons is nou die nuwe hemel en die nuwe aarde, tempels van die Here. Wow. So dis my so lekker as ons dit nou lees. Toe profeet Jesaja dit geskryf het, het hy vorentoe gekyk in verwagting. En die mense wat hierdie boeke gelees het oor jare voordat Jesus gekom het, vorentoe gekyk. En hier kom Jesus en hulle herken hom nie. Die skrifgeleerdes van daai tyd, die Fariseërs, Sadduseërs, hulle ken die Bybel, hulle ken hom oor en oor en oor. Hulle kan nie sien, hulle kan nie eien. Hy sê het na sy eiendom gekom, na sy eie mense het hom nie aangeneem. Ja. Hy wat in die boesem van die Vader is, het gekom om die Vader te openbaar. En hy het. En hier sy lewende lywe voor hulle. Hulle sien hom nie raak nie. Hulle sien nie die woord nie. Hulle sien nie die vervulling van die profeseë. Hulle gaan dom as strand aan, want hulle wyk nog steeds af. Tot vandag toe nog wyk hulle af, herken hulle nie die ware skepper van hemel en aarde nie. Goed, kom ons gaan aan. Vers 25. 24. Omdat hulle die wet van die Here 24, daarom. Ek het dit gelees. Daarom soos die 4 tong stoppels verteer
en die droë gras in die vlam in mekaar sak, so sal hulle wortels soos poeier word en hulle uitspreisel soos stof opstywe. Sien julle die simboliese taal? Ons verstaan dit nou. Ons weet dit het slaaf verwoes in 70 na Christus. Goed. Omdat hulle die wet van die Here van die leerskare verwerp het en die woord van die Heilige van En Israel. wie is die woord? Jesus. Die woord het vlees geword, onder ons kom woon. OK, goed. Vers 25. Daarom het die toorn van die Here ontvlam teen sy volk en hy het sy hand teen hulle uitgestrek en hulle swaar getref, sodat die berge gebeef het en hulle lyke soos vuilis op die strate was. Ondanks dit alles is sy toorn nie afgewend nie, maar is sy hand nog uitgestrek. Nou ja, ons weet as ons die historikus se boek gaan lees, die Josephus, ek dink is Flavius of wat, Josephus, dan sien ons dat 1,1 miljoen Jode plus minus het omgekom toe die Romeinse soldate die mure afgebreek het en hulle almal die land beset het en mense het geweldig doodgegaan op daai stadium. Van wie het doodgegaan? Die ongelowige Jode wat Jesus nie erken het nie, want Jesus het vir almal gesê, sy disippels wat naby hom was, het sy woorde onthou. As julle die stad omsingel sien, dit is Lukas 21, deur die vreemde soldate van die ander nasie, dis die Romeine, los alles net so, en hardloop, vlug na die berge. Hulle het aggeslaan op Jesus se woorde. En daarom staan daar ook in Lukas 21, dat nie 'n haar van hulle hoof geval nie. Want hierdie historikus skryf daar, hierdie Josephus en ander geskrifte ook, dat nie een van die disippels van Jesus wat hom gevolg het, wat naby hom was, het iets oorgekom nie. Want hulle het gevlug na die berge. Want Jesus het gesê, vlug na die berge. Nou vandag is daar baie wonderlike woord vir ons almal. Neem hom aan. En dan ervaar jy kunskap. Ontvang met sagmoedigheid, Jakobus, die ingeplante woord, wat in staat is om jou siel, denke, gedagtes, gemoed, gesond te maak, te red, Amen. heel te maak. Wat doen die mense vandag? Presies wat die Jode 2000 jaar gelede gedoen het in Jesus se tyd. Steur hulle nie daar nie. Hulle dink is nie ernstig nie. Karring maar aan op hulle ou manier. Wil ons nie leer nie. Ons het ons nou iets om te leer van. Weet jy, een van die wonderlikste dinge van 'n wyse man en 'n wyse vrou, is dat hulle sien ander mense het foute gemaak en wat die gevolg was van daai foute, en hulle besluit, ek gaan nie sulke foute maak nie. Stem julle saam? Is dit nie beter om te leer uit ander se foute uit en nie dieselfde foute oor te maak en baie geld te verloor en jouself skade aan te doen? Is dit nie beter om te leer nie? Amen. Hier het ons die woord en ons kuier om die woord en ons luister die woord en ons leer die woord. Kom ons vat dit ernstig op vir onsself. Amen. Okay. En hy sal 'n banier ophef vir die nasies in die verte. Dadelik dink ek aan die banner over me is love. Nee, Ja. banier. Hy sal 'n banier ophef vir die nasies in die verte. En hy fluit vir die volk daar aan die einde van die aarde. En kyk, gou haastig kom hulle. Nou in die verte, met ander woorde, dis vir hulle onmoontlik om dit fisies te hoor. Want die volk is in die verte, hè? Sien julle? Hulle is verder. So hulle kan nie regtig wel hoor nie, maar waar hoor hulle? Hier. Nee, en hulle kom nader en gou, haastig kom hulle. En geen vermoeide en geen struikelende is onder hulle nie. Hulle slymer of slaap nie, en die gord van hulle heupe word nie losgemaak nie, en die riem van hulle skoene breek nie. Waarvan dink julle praat hy hier? Hy praat van die Israeliete toe hulle uitgetrek het uit Egipte land, want hy verwys terug na daar was nie een struikelende onder hulle nie. Hulle skoenrieme het nie vergaan nie en hulle klere het nie vergaan nie. Dit was 'n groot wonderwerk. Nee, pastoor. En hulle heupe word nie losgemaak nie en die riem van hulle skoene
breek nie, wie se pyle skerp is en al hulle boë gespan. Die pote van hulle perde is soos 'n klipsteen en hulle wiele soos 'n stormwind. So hierdie perde se voete is beslaan, is sterk, né? Almal van julle weet, as 'n perd se hoef begin ingroei en dit maak hom seer, dan kan jy nie met daai perd ry nie. Dan moet daai hoef geskuur word en hy moet weer beslaan word, né? En so hy sê hierso, ons sien hierso dat God se nasie, ons perde waarop ons ry, is soos 'n klipsteen en ons wiele is soos 'n stormwind. Hulle gebrul is soos die van 'n leeuwin. Hulle brul soos jong leeu's en maak gedreun en gryp die prooi en sleep weg sonder dat iemand red. En in die dag sal dit oor hulle dreun soos die gedreun van die see. As iemand die aarde aanskou, kyk, daar is angsvolle duisternis en die lig is verduister deur die wolke. Baie poëtiese taal wat hier gebruik word, né? Mens kan hom nie letterlik vat en letterlik net so verstaan soos wat hy gesê het. Dan Jesaja 6 wat ons Sondag gesing het. In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë verhewe troon terwyl sy some die tempel gevul het. En serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. Ons is nou in Jesaja 6, net vir die mense wat luister. Ek het gesê. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, en die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En ons sing hierdie liedjie. I saw the Lord, I saw the Lord, he was high lifted up, and his train filled the temple. He was high lifted up, and his train filled the temple. The angels cry, holy. The angels cry, holy. The angels cry, holy is the Lord. Nou ons moet weer, Dis waar ons die liedjie kry. ons moet weer perspektief kry, as ons dit nou so lees hierso, dan is dit nie ver van ons af nie, want ons ken nou die Openbaring, ons verstaan nou, Ou Testament verwys skaduwees voorbeelde van die nuwe wat klaar nou in plek is. Jesus het alles klaar vervul. Heilige Gees is uitgestort in Handelinge hoofstuk 2, 2000 jaar gelede, in die nuwe tempel. En wie is die nuwe tempels? Ek en jy. So wanneer ek nou so lees in die sterfjaar van koning Usia, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon. Dan besef ek, sy troon, sy heerskappy is nou binne in ons. Jesus sê in Openbaring 3 vers 20, ek klop aan die deur, as jy die deur oopmaak, sal ek ingaan en saam met jou maaltyd hou, en dan, wanneer ek saam met jou maaltyd hou, hy is ons maaltyd, saam met my en jou maaltyd hou, hy is die woord, ons is nou besig om maaltyd te hou, stem julle saam? So, wanneer ons hierdie woord, dis teenswoordige brood, die toonbrode, eet, dan ervaar ons sy wat? Teenswoordigheid, want ons eet teenswoordige brood, en nou is daar 'n wonderlike ding wat gebeur, nou ervaar ons sy teenswoordigheid in ons, en as ek hierdie so lees, Here sien sit en die some van sy klere is deur die tempel. Want hy is so groot. Dan ervaar ek nou deur ons as tempels. Ja. Jy hoor eintlik die geritsel van daai klere. Suiwer klere. Nou baie mense sal vreeslik klem lê op heiligheid. Jy moet heilig wees. En dan sal hulle mekaar dophou wie is die heiligste. Mense, daar's een manier hoe jy heilig word. Deur die woord, wie stem saam as Jesus heilig? Is die woord heilig?
Yes. As ons die woord vat, soos ons nou vanmôre dit doen, en ons kuier om die woord, en ons eet hierdie woord, hierdie teenswoordige, wat se woord? Teenswoordige brood. En ons ervaar sy teenswoordigheid, sy troon, sy heerskappy binne in ons. Dis troon is heerskappy. En daai heerskappy is sy liefde. Dan wat is die uitvloei uit ons lewe uit? Sy liefde. Amen. Ja. Ons spog nie daarmee dat ons so oulik is nie. Ons is net aan hom gekoppel. Ons spog eintlik met hom. Ja. Okay. So, hoe raak jy heilig? Jesus sê in Matteus, in Johannes 15, wat hy praat van ek is die ware wynstok, julle is die lote, en dan sê hy, as jy loot moet in my bly, in my woord bly, en my woord moet in julle bly, dan sê hy, julle is reeds rein, deur hierdie woord, wat ek tot julle gespreek het. Wat 'n woord? Hierdie besef, dat jy en hy een is. Hierdie besef dat jy hierdie woord kan vat, en hierdie woord kan eet, hierdie teenswoordige brood kan eet, en sy teenswoordigheid so kan ervaar, dat jy sy some van sy klere. Ek weet julle as jy trou is bywoon, en ek kom by bruid in met daai lang sleep. Daai sleep is mooi. Daai sleep, en dan moet hy eintlik gedra word, en hulle keer net die hele tyd, daai sleep net oorkom nie. En dan is daar 'n klein stout seentjie het ongelukkig op die sleep gaan staan, en dan skeer hy af. En dan sit hy 'n bietjie skande. Nee, weet jy, hierdie is die teenswoordigheid van die Here. Yes. Oral waar jy gaan, as kind van die Here, is soos 'n sleep wat jy agter jou aantrek. Sy teenswoordigheid is om jou, oor jou. Yes. So, as ek hierdie lees, raak ek so opgewonde. En dan sien ek die engele is betrokke. En ek sien die heiligheid van die Here is in sy woord. Goed, kom ons gaan aan, ons is nou vers. Jy. Stukkie bylas. Ja. As jy nou daai liedjie daar sing. Ja. Wat sê Die strengful sitting. Ja. Die angels cry holy, angels cry. En so dan hy sê daarso, hulle het mekaar toegeroep. Ja. En dis wat ons basies moet doen. So wat jy eintlik daar, wanneer jy sing dan, jy sê jy eintlik, die heilige, jy is heilig, Ja. Die Heilige Gees, die God, en die Vader en die Woord, wat Dis in jou is pragtig. heilig. Amen. Dis hoe ons mekaar opbou en stig. En Ja. ons moet vir mekaar eintlik sê, jy is heilig, want die woord is in jou. Ek hoor die woord wat uit jou mond uitkom, is Jesus. Daarom weet ek, dis heilig, want Jesus woord is heilig. Wow, sy teenswoordigheid is nou hier. Want dit is wat Piet hier sê, en die een het die ander een toegeroep. Ja, Ja, ons moet mekaar ook toeroep, ja. Toeroep. dis hy, ja. En nou wat baie interessant is, oral in die Bybel is dit angel is angelos. Ek weet nie wat sit nou in Hebreërs, wat is in Hebreërs? Maak nie saak in die Grieks, angelos. En as jy mooi gaan kyk na die definisie, dan beteken dit eintlik net eenvoudig boodskapper. En daar selfs in die definisie wat staan pastor. Nou almal van julle word pastors. Wat is 'n pastor? Dit is 'n woord, een wat die woord bedien. Een wat die liefde van die Here uitleef, wat die vrugte van die Gees uitleef. Wat jou mond oop gaan, is dit Jesus woord. Wat 'n woord? Teenswoordige woord. En soos jy sê Piet, ons roep mekaar eintlik toe met daai woord. Wow. So as dit dan nou ook verwys na mense as engele, as boodskappers. Hallo al die engele. Amen. Dis reg, dan kan die engele mekaar toeroep. Amen. En ons word ondersteun deur hierdie. Daar is werklik letterlike engele, yes, amen. Maar ons word self nou op hierdie vlak engele genoem of boodskappers. Ja. En jou hele lewe is 'n boodskap. Jy praat nie dit net nie, jy vertoon dit ook. Okay. Ek wil gou gaan na Openbaring toe, wat hy so lank in die preek ook genoem het, want hy verwys hier terug na Jesaja toe, in Openbaring 4. Ek gaan net so hier en daar 'n vers lees. Hy sê, kyk, ek het 'n geopende deur in die hemel gesien, en die eerste stem wat soos 'n basuin met my gespreek het gesê, kom op hierheen, en ek sal jou toon wat moet gebeur. En nou, soos wat ons gesels het voordat die lering begin het, en dadelik was ek in die gees. En kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon. So as jy in die gees is jy dadelik In die troon, in die troon. Amen. in sy heerskappy wat Sy liefde is. heerskappy. Ja. En dan hierso vers 8,
En die 4 lewende wesens het elkeen, en hulle het gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, wat was en wat is en wat kom. Pragtig, nee. En nou belangrik wat ons nou net verstaan is dat hierdie werking is binne in ons, sy krag, sy teenswoordigheid, en die feit dat ons nou sy woord bestudeer hierso en kuier om die woord en ons eet eintlik nou basies hierdie woord, hierdie teenswoordige woord, raak ons al hoe meer teenswoordig in sy teenswoordigheid. Vang julle? Amen. Dis die hele doel van broodbreking, waar ons nou kuier so om die woord. Kan julle die belangrikheid daarvan sien? OK. En die drempelposte het gebewe en die geluid van die roepers en die huis het vol rook geword. Nou weer eens is dit vir my pragtig, wanneer alles voltooi is in die tempel en die bloed van die offerdier oral gesprinkel is en die priesters hulle gereinig het en die hoofpriester dan uiteindelik 1 keer 'n jaar in die mees heiligste plek ingaan ook met bloed en dit op die versoendeksel sprinkel, dan gebeur daar iets wonderliks, dan die Here se teenswoordigheid verskyn en hulle het sy stem gehoor. En dan het daar 'n wolk van heerlikheid uit die ark van die verbond van die versoendeksel af opgestyg en die hele tempel is in 'n wolk gehul. Hierdie rook is daai wolk van die heerlikheid. Nou wat wonderlik vir ons is vandag, die ark van die verbond is Christus. Dis die groot geheim wat nou geopenbaar is in Kolossense 1 vers 27. Christus in ons, die hoop, hy noem dit 'n hoop, daar ek wil sê geloof van heerlikheid. So weet julle wat, as jy die tempel is sy teenswoordige heerlikheid in jou. En wanneer jy so om die woord kuier en Christus begin ervaar, en jy bid met die woord, en jy oordink die woord, dag en nag, Psalm 1, want dis gebed, dan begin daai wolk van heerlikheid uit jou uitkom, dit omvou jou. Yes. En hoe meer jy bid, en hoe meer jy die woord bestudeer, of met die woord Jou eie maak, ja. en die woord jou eie maak en jy eer die woord, en veral wanneer ons so gesels, nou is 'n klomp tempels hier saam, Yes. en ons kuier om die woord, dan begin hierdie heerlikheidswolk nou groter word, en ons nou 'n klomp saam ook, is die hele gebou vol van daai rook, is onsigbaar, en dan stap hier iemand in, en dan is die persoon is vol duiwels en ongemaklikheid en komplikasies, en skielik, woeps, daar val alles van hom af. Want dis wat gebeur in die wolk van die heerlikheid. Jy sien hoe maklik is dit. Jy moet net vol raak daarvan. Die wolk moet net groter raak om jou. Dan jy sien hoe die probleme van jou en die mense in jou lewe skielik verkrummel. Moet dit nie verloor nie. Bly in die woord. Laat die woord nommer 1 wees vir jou. Laat Christus Jesus 1 wees vir jou. Hy's in jou. Beskerm dit meer as alles wat jy moet beskerm. Salomo sê, bewaak jou tuin meer as alles wat bewaak word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Sê amen. So moenie toelaat dat jou gedagtes oorheers word met enigiets anders behalwe die woord van vrede, van blydskap, van geduld, van vriendelikheid nie, want dis Christus. OK, so dis vir my so mooi hierdie waar ons nou as die tempels van die Here gevul met rook. Rook is om ons is gehul aan, is 'n onsigbare wolk, en oral waar ons beweeg, affekteer ons die mense. Amen. Wow, julle met my? Amen. Nou wil ek asseblief laat ek dit lees. 2 Kronieke 5 is die inwyding van die tempel. Want hierdie rook wat hy van praat, is die Shekinah heerlikheid van God. Ek het dit nog net 1 keer in my lewe regtig gesien. Die Shekinah heerlikheid van God, wat ek dit fisies kon sien. En dit is toe ons by die ouete huis baie jare terug het jy gepreek in die ouete huis. En uit fisiekes gebid. En ek het die deure oopgestoot. En toe ek die deure so oopstoot, toe sien ek hoe gelukkig is die ou mense. Omdat daar iemand is wat vir hulle bid. En ek het rook gesien. Ek het die rook gesien. Daar was nie
Niemand het gerook nie, niks het gestoom nie, maar ek het die rook gesien. Ek gaan hierso lees die inwyding van die tempel, dit was nou Salomo se tempel. Is 2 Kronieke 5:13. Ouens, skryf dit neer, 2 Kronieke 5:13, want jy gaan dit nodig kry om vir mense te verduidelik, waarom val party mense om. 2 Kronieke 5:13. Ek het van die jong mense in die jeugkerk gehad wat vir my gesê, pastoor, ons is so bang as die mense omval in die kerk. Vers 13. En toe die trompetblasers en die sangers almal saam eenstemmig begin om te loof en te prys. En net toe hulle die stem verhef met die trompette en met die simbale en met die musiekinstrumente en met loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid, is die huis van die Here vervul met 'n wolk. In vers 14, en hier praat hy van die Shekinah heerlikheid van God, en die priesters, die ouens wat daar gewerk het, kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie. En as jy nie kan staan nie, dan doen jy wat? Dan val jy. en baie keer sal julle sien, dat as ons vir mense bid, dan raak die anointing so erg, dat, ek weet, ek en Annetjie is altyd, as ek vir haar bid, en sy bid vir my, ons wil altyd bo op mekaar val. Ons gaan so na mekaar toe, Maar almal van julle het dit al ervaar, en die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van God vervul. Wanneer die anointing daar is, dis die heerlikheid van God, dis die glorie van God. En soos wat ek vir die jong mense gesê het, moenie bang wees vir die heerlikheid van God nie. Dis wonderlik, moenie bang wees vir die Heilige Gees nie. Party mense is bang vir die Heilige Gees. Nee, ek wil nie gevul word met die Heilige Gees nie, ek is bang vir die Heilige Gees. Man, dis die glorie, dis die heerlikheid van God. Amen. Moenie bang wees vir die Heilige Gees nie. Ek wil almal van julle aanmoedig, wees 'n vraat as dit kom by die anointing en by die Heilige Gees. Vat alles wat julle kan kry. Amen. Nou, ek is so bly dat jy dit noem. Dit is nog steeds werklik vandag. Ons verstaan dit nou baie goed. Die Heilige Gees is nou waar? Binne in ons. Die woord is ons koppeling met die Heilige Gees, want die Heilige Gees is die Gees van die woord of die waarheid en lei ons in die volle waarheid. Nou, ek wil vanmôre hierso stop. Ons wil hier afsluit vanmôre, want volgende week het ons 'n belangrike stuk om te doen van die koperaltaar. Gaan ons sien waar die engel dan kom met 'n gloeiende kool, en dit is 'n hele groot gedeelte wat ons baie aandag aan moet gee. So ek wil nie nou dit afwater nie of te vinnig daardeur gaan nie. So Pastoor Miempe, sal jy vir ons afsluit asseblief? Yes. Dankie Hemelse Vader dat ons as 'n liggaam die grootheid van God kan uitleef. En dankie Here, ek sê dankie vir elke persoon in my lewe, Vader. Ek sê dankie vir my boeties en sissies wat saam met my in die tempel staan om diens te doen. En ek sê dankie Here vir elke een van hulle wat hulle harte ophief in opregtheid om U naam te loof en te prys, Vader. En ek sê dankie vir U heerlikheid, U genade, U vrede, U blydskap. En ek dank U Here dat U met U Gees binne in elkeen van ons woon. Dankie Here, met U Gees kom U vanoggend. En hulle wat luister na hierdie woord, Vader, hulle wat ver is en hulle wat naby is, Here, as hulle honger het, Vader, dan maak U hulle vol vanmôre, en as hulle dors het, Vader, dan gee U daardie lewende water vir hulle vandag. Dankie vir elke persoon wat luister, Vader, en ek dank U dat U elke een van hulle reeds geseën het met U Heilige Gees. Amen. Amen.